Goeiedag, hier by ons in Amersfoort is dit lekker nat buitekant. Ons is dankbaar, ons het heelwat reën gekry die naweek. Die Here is daarom maar wonderbaar, wonderlik, wonderlik. Ek weet nie, die Engelse woord is amazing. Die Here verras ons daarom verskriklik. Ek het hier 'n prentjie op van wat vra of jy boom sal klim vir Jesus. Julle weet daar's een persoon in die Bybel wat in die Nuwe Testament wat ons van lees wat boom geklim het om Jesus te sien, Saggeus. En ons lees vir hom in Lukas 19, ons gaan dit nou lees. Maar sy boomklim was 'n poging, sy finale poging om by Jesus uit te kom, om vir Jesus te sien. Mens sien, as ons kan indink in Saggeus, hy wil verandering in sy lewe hê. Hy wil iets anders hê. Hy weet hy is nie meer tevrede met wie hy is nie. Hy is die hooftollenaar, hy is oneerlik, hy steel mense se geld. Mense hou nie van hom nie. Hy voel ook hy weet voor die Here leef hy nie reg nie. En hy wil dit graag regstel en daarom mense sien dit in elk geval hom ook toe Jesus hom ontmoet. Dit is sy begeerte om vir Jesus te sien. En hierdie boomklim idee is nogal goed om in ons eie lewe toe te pas. Ons probeer alles in ons vermoë, in ons eie krag, ons eie wysheid, in ons eie omstandighede ensovoorts om dinge te verander, om dinge nuut te maak, miskien ons lewe te verander, maar ons sukkel maar daarmee. In die laasweek toe ry mense wat my kom help het om 'n boom af te saag hier by ons pastorie, ry ons hek heeltemal stikkend en die volgende dag of 2 dae daarna probeer ek om die hek te buig op my manier, op 'n dominee manier. En 'n buurman kom stop by my en hy sê, "Dominee, sal dit nie beter wees om dit op hierdie manier te doen nie, 'n ander manier?" Mense en hy help my toe uit my penarie uit. Sy manier is baie meer prakties en makliker as my manier. Ek dink dis wat die Here gedoen het met Saggeus. Saggeus probeer op sy eie manier om by die Here uit te kom en die Here sien sy nood raak en hy sien raak wat Saggeus probeer doen en die Here help hom uit. So kom ons lees gou daardie stuk in Lukas 19. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap en kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: "Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly." Jesus sê vir Saggeus: "Luister Saggeus, is eintlik ek is ook hier vir jou. Ek is hier vir jou ook. Vir al hierdie ander mense, maar weet jy Saggeus, ek weet van jou. Ek weet dat jy my soek en dat jy my wil ontmoet en ek sien jy gaan tot uiterstes. Ek is hier om jou te ontmoet." En Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Ai. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê: "Kyk, Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug." Saggeus sê: "Here, ek sal meer doen as wat die Ou Testament voorskryf as 'n mens berou het of iemand moet terugbetaal. Ek gaan dit sommer dubbel soveel doen." So raak Jesus Saggeus se hart aan en Jesus sê toe vir hom: "Vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos." En julle weet in die Nuwe Testament is die woord wat vir verlore gebruik word, nie soos ons daaraan dink. Dis finaal, dis oordeel ensovoorts. Die verlore beteken dit is verplaas, dit is op 'n ander plek, verkeerde plek. En Jesus sê eintlik Saggeus was op die verkeerde plek. Hy het die verkeerde op 'n manier die verkeerde koers ingeslaan en hy's op die verkeerde plek. Hy's weg van God af, weg van God se vrede en God se genade af, weg van die Here af. En dis waar Saggeus wil terugkom na sy regte plek toe, maar hy weet nie hoe nie en daarom soek hy vir Jesus. En Jesus sê: "Saggeus, ek gee dit vir jou verniet. Hier is totale vergifnis. Hier is die kans om oor te begin. Ek vergewe jou. Ek sien raak hoe dit was in jou lewe, ek weet alles, maar ek gee vir jou 'n nuwe begin. Hier is die moontlikheid." En Saggeus gryp dit aan met oop hande en oop hart. Hy sê, hy klim dadelik van die boom af, hy sê, "Ja, Jesus, kom na my huis toe
En dit so groot implikasies hê vir Saggeus. Ek bedoel, sy hele lewe moet verander. Hy moet nou 'n eerlike tollenaar word. Hy bly 'n tollenaar, maar hy word nou 'n eerlike disipel van Jesus. Mense kan sê 'n tollenaar disipel. Hy verander nie sy beroep nie, maar nou moet hy reg met mense omgaan. Hy moet eerlik wees en hy moenie meer geld afpers nie. Hy moet natuurlik die armes tegemoet kom. Hy moet dit wat hy het kan deel. En Saggeus verander sy hele lewe. En die Here het hom gehelp om by hierdie punt uit te kom. Maar Saggeus moes 'n boom klim. En figuurlik gesproke het hy nadat hy Jesus ontmoet, moes hy weer boom klim, want dis 'n lewe van uitdaging. Hy moet gehoorsaam wees aan die Here. Hy moet nou anders dink en anders leef en anders optree. Hy moet sy medemens anders hanteer. Figuurlik gesproke is dit ook seker maar soos boomklim. Ag, so ek hoop jy is bereid om boom te klim vir Jesus. Eerstens om hom te soek, maar ook te weet dat hy jou dan op 'n manier gaan help as jy hom net roep en vra. Sal hy jou help. Hy help jou uit die boom uit jou eie verdienste, uit jou eie pogings uit en hy verander wat jy nie kan nie. Hy red jou uit die situasie en hy verander dit. En dan ook 'n boom klim daarna, nadat jy dan nou hierdie genade en liefde van Jesus ontdek het. Klim boom, gehoorsaam hom, geniet sy wil, geniet dit om sy disipel te wees in alles in jou lewe. En ek dink ons moet ook ander mense raak sien wat besig is om bome te klim om by die Here uit te kom. Ons moet vir hulle ook sê, weet jy, wag, kom ek help jou uit hierdie boom uit. Hier is die Here. Kom ek bid saam met jou. Ek sal vir jou bid of kom ek vat jou iewers heen, ek help jou. Dit is wat ons kan doen met mense wat ook besig is om op hulle eie manier hulle lewens te probeer regkry. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Saggeus en dat hy vir ons 'n voorbeeld is van hoe ons baie keer optree, Here. Ons soek U, ons doen alles in ons vermoë ensovoorts, maar dan sien ons ook, Here, hoe wonderbaarlik U is. Amazing. U stop daar by Saggeus en sê, kom Saggeus, hier is ek. Ek sien jou. En ek gee jou alles waarna jy soek. Totale vrede, vergifnis en genade. Genesing, verandering van jou lewe, 'n nuwe rigting. Jy kom weer op die regte plek. Dankie dat U dit ook met ons doen, Here. Altyd, enige tyd. Ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek hoop jy klim lekker boom in hierdie week. Totsiens.